Maar ek wil reguit in die woord induik. Party mense vra vanoggend vir my, jy lyk daarom maar netjies. Vir my is dit ja, 1 keer 'n jaar. Probeer ek my bes om netjies te lyk. Vanoggend se tema is die kerk as bruid. Vanoggend gesels ons oor seker een van die grootste en belangrikste beginsels rondom kerk, die verstaan dat ons Christus se bruid is. En ek gaan 'n hele introduction uithaal nou, want ek dink nie ons het tyd noodwendig om oor dit te gesels nie. Ek wil sommer reguit induik as julle daar agter gereed is, Openbaring 21 vers 9. As jy jou Bybel hier het, ons gaan bietjie in Openbaring rondspeel vandag, maar daar gaan 'n paar ander skrifgedeeltes ook wees, maar dit gaan alles op die skerm wees. Ek lees vir jou uit die Afrikaanse Nuwe Vertaling uit, Openbaring 21 vers 9. Is julle gereed vir die woord? Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het, waarin die 7 laaste pla was gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. En dit is vir my incredible dat hy hierdie woorde gebruik, die vrou van die lam. Hy maak dit pertinent. Hy maak seker ons verstaan hierdie begrip, die vrou van die lam. Hoekom die lam? Hoekom nie net Christus nie? Christus is tog die lam. Hoekom pertinent die lam? En die oomblik wanneer hy oor die bruid gesels, die oomblik wanneer hy vir jou en my innooi en sê, kom, ek gaan jou die bruid wys. Dit is vir my so incredible, hoe die engel nie kan wag nie. Hy staan daar gereed, hy sê, kom, ek gaan jou die bruid wys. Ek gaan vir jou wys wat jy nodig het om te sien. Ek gaan vir jou openbaar, die vrou van die lam. En wanneer hy hierdie konteks gee, dan sê hy, dis belangrik dat ek en jy sal verstaan, dat hierdie bruid behoort nie aan enige man nie, dit behoort aan die lam. Hierdie bruid is nie enige man se bruid nie. Hierdie bruid behoort nie aan enige iemand anders behalwe die lam nie. En die lam is die een wat die prys betaal het. Die lam is die een wat die opoffering gebring het. Die lam het kom wys wat alles nodig was om te gee, sodat die bruid syne kan word. En daarom sê hy pertinent, ons moet hierdie begrip verstaan wanneer hy praat oor die bruid, dis die bruid van die lam, want ek en jy het nodig om te weet wat die opoffering is van liefde. Ons het nodig om te verstaan wat die opoffering is, wat die bruidegom kom bring het, sodat ons in die spasie en in die posisie kan wees, waar ons onder die arch kan kom staan en sê, ek is gereed vir die bruidegom. Ek is gereed vir hierdie oomblik. Ek is gereed dat ek ingenooi word in hierdie intimiteit in, die vrou van die lam. En dit is my so incredible dat hy nie net praat van bruid in die Bybel nie, maar spesifiek die term vrou. Vrou raak bietjie meer intiem. Vrou sê, dit is nie net 'n oomblik nie. 'n Bruid is 'n bruid net vir 'n oomblik. Hallo? 'n Bruid is 'n bruid net vir 'n oomblik, maar dan word jy 'n vrou. En nou sê hy, ek en jy het nodig om te verstaan hoe die skuif plaasvind. Ons is die liggaam en ons is die bruid wat die vrou word. As liggaam is ons 'n eenheid. Dit het ons laasweek oor gesels. As bruid is ons intiem en word ons vrou. Nou dis 'n moeilike konsep, om te verstaan vir ons as manne om te sê jy word vrou. Dis 'n moeilike begrip om oor te gesels, maar dit is krities belangrik dat jy dit sal verstaan as die bruid van Christus, die skuif tussen net eenheid en intimiteit. As liggaam is ons 'n eenheid. As 'n liggaam intimiteit sou beleef sonder 'n huwelik, is dit skadelik. As 'n liggaam intimiteit beleef sonder die konsep van die bruid, dan is dit verwoestend. Die enigste plek waar dit veilig is, en die enigste plek waar dit sin maak, en die enigste plek waar daar 'n seën op is binne in die huwelik. En nou sê die Here, ek en jy het nodig om daai transisie te beleef. Ons is eenheid as liggaam van Christus, maar ons is bruid en intimiteit raak deel van hierdie proses, sodat ons kan ontdek wat die loskom en die uitdrukking is van wat dit is om die bruid se vrou te wees. Die lam, Jesus het die prys kom betaal, en nou sê Handelinge 20 vir ons wat daai prys was. Ons ken dit goed, maar ek wil dit net vir jou lees. Gee dan ag op julleself, op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Hy sê, dis die prys, dis hoekom ons praat oor die lam, dis hoekom dit nodig is dat jy verstaan die bruid van die lam, want die prys is die bloed wat gevloei het. Ons verstaan dit, ons ken dit goed. Maar hoor wat sê Openbaring nou vir ons in vers 9, wanneer hy begin en hy sê, ek wil jou die bruid wys. Hy sê, toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het, waarin die 7 laaste pla was.
En skielik is dit nie 'n mooi prentjie nie. Dis nie 'n eenvoudige prentjie wanneer hy opgewonde raak om jou te kom wys wie die bruid is nie. Dis nie 'n eenvoudige gesprek wat hy voer nie. Hy sê, hier kom die engel, een van die 7, wat spesifiek die bakke het waarin die laaste 7 pla was. En hy sê, kom ek gaan wys jou die bruid. En is nodig dat ek en jy daai konteks sal verstaan van dit waarmee hy besig is. Hy sê, wanneer ons te doen het met die bruidegom, beter ons verstaan, die een wat die oordeel oor die wêreld spreek, is die een wat ook die versoening bring. Hy sê, hierdie bruidegom speel nie speletjies nie, en hy is nie ligsinnig nie. Jy moet verstaan wanneer ek jou die bruid wys, hier is die bakke waarin die 7 pla was, die laaste pla was. Hier is die bakke wat die oordeel oor die wêreld kom uitspreek het, en die bruidegom wat ek jou nou aan voorstel, is die een wat die oordeel en die versoening bring. Dis wie hy is. Dis nie net 'n kumbaya prentjie nie. Dis nie net, ag, lieflik, wonderlik. Kyk, ek het al bruide sien huil op 'n troudag, nee, ek het al alles gesien, dit beloof ek jou. Ek het al bruide gesien wat met plakkies opdaag terwyl ek my soet en my taaie aan het. Ek het al bruide gesien wat alles in plek gehad het, en dan skielik is daar soos 'n spanning in daai oomblik. Ek het bruide gesien wat alles verkeerd loop in, en daar is 'n opgewondenheid nog steeds, maak nie saak of dit reën, en of dit haal, en of dit sneeu nie, sy trou vandag met die liefde van haar lewe. Ek het al alles gesien by 'n bruilof. En wanneer hierdie prentjie van 'n bruidegom geteken word vir jou en my, dan sê hy, jy beter verstaan met wie jy trou. Hy is die een wat die oordeel uitspreek, en hy is die een wat voorsiening bring. Daar's nie onderskeid in hom nie. Hy is dieselfde, gister en vandag en tot in ewigheid. En wanneer jy te doen het met die bruidegom, is daar goed wat jy dan moet verstaan binne in dit. En daai prentjie van bruid is my so incredible wanneer hy praat oor hierdie spanning van ons is die bruid, maar ons wag ook nog vir die bruidegom. Ons is reeds die bruid, maar ons wag ook nog vir die bruilof om te kom. Dis amper 'n paradoks. Dit is al so, maar dit is nog nie so nie. Dit is klaar gedoen en is afgehandel, maar dit het nog nie regtig gebeur nie. Dis daai paradoks wat gebeur. En jy sien daai spanning reg deur die Nuwe Testament, maar die Ou Testament begin ons al inbind oor die konteks. In Jesaja 54 byvoorbeeld sê hy, want jou maker is jou man. Die Here van die leerskare is sy naam, en die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sê hierdie is 'n afgehandelde definisie. Maker is jou man. Dit is die bruidegom en jy is die bruid, ingesluit in hierdie prentjie. Dis 'n moeilike prentjie want ons is dit, maar ons het nog nie dit heeltemal beleef nie. Ons wag nog vir die bruidegom om te kom, maar wanneer hy hierdie prentjie gee van ons is die bruid klaar, jou maker is jou man, het ons nodig om te verstaan eintlik hoe die Hebreërs dink oor die huwelik. En hulle praat van betrothal. En dis soos 'n verloving. Dis dit is 'n verloving. Dis 'n verbintenis aan mekaar. En die oomblik wanneer die Hebreëse konteks van die huwelik gespreek word, wanneer daar 'n verloving aangegaan is dit bindend. En as jy 'n verloving wou breek, moes jy skei. Jy moes wettelik skei. Dis hoe dit werk. Ons sien daai prentjie met Josef en Maria ook. Hulle was net verloof, nog nie intiem gewees met mekaar nie. En dan sê hy, ek gaan nou van haar skei in die geheim. Maar hulle is nog nie getroud nie. Hulle is nog net in die verlovingstydperk, dis hoekom hy haar nog nie intiem geken het nie. En nou sê hy, wanneer ons te doen het met die prentjie van die bruidegom, beter ons verstaan, die verloving is klaar vas en bindend. En hy het hom klaar homself aan ons verbind. En ons wag vir die bruilof om te kom. Ons wag vir die bruilof om te gebeur. Ons wag vir die bruidegom om terug te kom. So daar's 2 begrippe wat ek met jou oor wil gesels vanoggend, oor wat ek en jy moet verstaan as die bruid van Christus. Wat ek en jy moet verstaan binne in die konteks van dit. Die eerste een is eenvoudig, 'n bruid word gekies. 'n Vrou is nie outomaties 'n bruid nie. Sy word 'n bruid wanneer iemand haar gekies het. En dan moet sy ja sê ook nog. Nee, dit help nie net iemand kies haar en nou moet sy opdaag daar nie. Sy moet ja sê, sy het 'n keuse binne in hierdie ding. Sy moet reageer op die uitnodiging. En dis iets wat ek en jy ook altyd in ons begrippe moet hê wanneer ons te doen het met die bruid van Christus. Ja, die bruidegom het klaar alles gedoen om ons aan hom te verbind, maar ons het 'n reaksie op dit. En die Here wys vir ons die intensie waarmee hy ons kies. Hy wys vir ons die swaarheid wat saamkom met hierdie keuse. En hy gebruik Hosea se storie om ons te verduidelik wat die level
van inkoop is binne in die keuse wat hy maak vir ons as sy bruid. En hy kom in Hosea 2 vers 18 en 19 en hy sê, ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en my ontferming. Ek gaan jou aan my bind deur my onverbreekbare trou, sodat jy aan my, die Here, toegewys sal wees. Nou hierdie is nie 'n eenvoudige prentjie nie, ons ken die storie van Hosea. Hosea se vrou val die hele tyd terug in prostitusie in. Hosea se vrou draai die hele tyd haar rug op haar man, en dan moet Hosea teruggaan op opdrag van die Here, gaan koop haar weer terug. Sy is nou verkoop aan iemand anders. Iemand anders het geld op haar spandeer, gaan koop haar terug. En nou begin die Here met Hosea gesels, en hy verwys na Israel se oorspel, geestelike oorspel. En hy sê, die Israeliete is die hele tyd besig om hulle rug op my te draai. Die Israeliete is die hele tyd besig om te val in afgoderry. Die Israeliete is die hele tyd besig om weg te hardloop van die intimiteit af. En nou sê hy, in dieselfde konteks, soos wat ek jou nooi om jou vrou te gaan haal en haar terug te koop, in daai selfde prentjie wil ek hê jy moet verstaan hoe ek myself aan die bruid verbind. En nou gebruik hy hierdie woorde, hy sê, ek sal jou my bruid maak vir altyd. En wanneer hy daai prentjie skets vir Hosea, dan sê hy, jy beter verstaan, 'n huwelik is vir altyd. 'n Huwelik is nie 'n kontrak wat jy sluit, dat wanneer dinge nie so lekker gaan nie, nou klim jy uit. Wanneer dit nie meer so eenvoudig is nie, dan begin jy vra en sê, miskien het ek met die verkeerde een getrou. Hy sê, die huwelik is nie 'n kontrak nie, dis 'n verbond, en 'n verbond is ewigheid. 'n Verbond is vir altyd, vir so lank as wat ek lewe. Daarom maak ons beloftes wanneer ons trou in die wêreld ook aan mekaar, en sê, totdat die dood ons skei. Dis 'n verbond. Dis nie 'n kontrak nie. Dis nie net 'n ding wat ek ooreenstem vir so lank as wat dinge goed gaan nie. Dis 'n verbond wat sê, totdat die dood ons skei. En nou sê hy, dis dieselfde keuse wat hy elke dag maak, om te sê, ek verbind jou aan my, en hierdie verbintenis het nie 'n beperking op nie, dit is vir altyd. Ek sal jou aan my vasbind, en dan sê hy, hoe? En ek love dit dat hy in hierdie terme elke keer die woord my gebruik. Ek sal jou aan my vasbind deur my weldade en goeie sorg, my liefde en ontferming, my onverbreekbare trou. Hy sê, dit gaan oor my regverdigheid eerste. Wanneer ek die keuse maak, is dit 'n keuse wat ek maak, gebaseer op wie ek is, nie noodwendig die bruid nie. Wanneer ek die keuse maak, maak ek 'n keuse gebaseer op my geregtigheid en die prentjie wat ek weet, die bruid behoort aan my. Die prentjie wat ek weet, alles is betaal, die prys is betaal, elke deel het ek gedoen om haar aan my te verbind, en wanneer ek dit doen het met die optrede van hoe ek die bruid aan my vasbind, begin ek met my goeie dade, en my goeie weldade, en my geregtigheid, en my regverdigheid. Ek begin met my liefde en my ontferming, en ek love die woorde wat die Afrikaans dan gebruik, my onbreekbare trou. Onthou, hy praat met Hosea hier, en hy praat uit die konteks van Israel wat geestelike oorspel pleeg. En hy sê, jy was reeds ontrou gewees. Jy het eintlik klaar die trou verbreek. Jy het die verloving kom skade maak. Maar wanneer ek kyk na die verbintenis, kyk ek na 'n onverbreekbare trou wat uit my uitkom. En hy sê in daai konteks vir Hosea, en hy sê vir jou en my as die bruid, hy sê, hier's die ontdekking van hierdie bruidegom. Daar is niks wat jy kan doen wat jou kan skei van die liefde van die Here nie. Dis 'n onverbreekbare trou. Dit is sy getrouheid wat my ontrou kom oorskadu. Dis sy getrouheid wat my kom vasbind in 'n liefde en 'n ontferming. Dis sy getrouheid wat my kom kies vir sy weldade en vir sy goeie sorg. En dan kom daai skrifgedeelte en hy eindig, en dan sê hy, en nou gaan jy die intimiteit van dit eintlik beleef. Jy gaan toegewy wees aan die Here. Daai woord toegewy wat hy gebruik daar, is die Hebreëse woord yada. Yada beteken letterlik intieme kennis. Terloops, dis een van die woorde wat hy gebruik ook vir aanbidding tot hom. Een van die konsepte van aanbidding in die Ou Testament is die woord yada, intieme kennis. En wat hy sê is, hierdie bruidegom het jou nie net aan homself kom verbind vir versoening nie, hy het jou aan homself kom verbind vir intieme kennis.
En dit is 'n kritiese beginsel wat ek en jy moet verstaan, intieme kennis, want hy sê dit is die verbintenis wat die uitdrukking is en die resultaat van intimiteit is nie net 'n oomblik nie, dit is 'n kennis van. Dis 'n ontdekking van, dis 'n openbaring van. En nou sê hy, wanneer ons te doen het met die bruidegom, is dit die rede hoekom hy ons kies. Hy kies ons nie vir 'n oppervlakkige verhouding nie. Hy kies nie die bruid van Christus vir 'n oppervlakkige verhouding nie. En dit is my sad en hartseer en dit breek my aan my binnekant wanneer ek dink, hoeveel keer is ons eintlik met oppervlakkigheid besig as die bruid van Christus? Hoeveel keer is ons nie besig om die punt te mis nie, en die bruidegom wat sê, ek is nie hier vir 'n oppervlakkige verhouding nie, ek is hier vir intieme kennis. Intieme kennis sê, ek weet alles van jou. Daar's niks wat jy kan wegsteek nie. Daar's niks wat jy kan toemaak nie. Ek ken elke deel. En uit daai prentjie uit, dan kom die tweede deel, 'n bruid moet voorberei. En wanneer ek en jy te doen het as die bruid van Christus, is hierdie tweede punt krities belangrik. Die eerste een is, hy kies jou en my. En ek en jy reageer op die keuse. Hy kies my as die bruid van hom, en ek sê net, ja Here, ek is gereed. Ek wil deel wees van hierdie bruilof. En dan kom maar 'n tweede deel, en dit is voorbereiding. Huwelike in die Bybelse tyd was van so 'n aard gewees, dat wanneer 'n bruid vir 'n bruidegom ja gesê het, dan het die bruidegom gegaan en gesê, ek gaan nou 'n plek vir ons voorberei. En dan moes die bruid gaan en haarself voorberei. En daarom sê Jesus ook, wanneer hy met ons te doen het, dan sê hy vir jou en my in Johannes 14 vers 3, dan sê hy, ek gaan om 'n plek vir julle voor te berei. En dan wat is die volgende woorde? Sodat julle kan wees waar ek is. Dis 'n bruidegom, dis 'n bruilof. Dis 'n innooi van die bruid. Dis presies die konteks en die konsep wat hy gebruik vir 'n bruilof in 'n Hebreëse konteks. En hy sê, ek gaan om die plek voor te berei, sodat jy by my kan wees. Maar wanneer ek gaan om die plek voor te berei, dan moet jy jouself voorberei. Dit is die implikasie. En Openbaring verduidelik vir ons die volgende in Openbaring 19 vers 7 tot 8. Is julle nog by my of gaan ek te vinnig? Openbaring 19 vers 7 tot 8. Hy sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Dis my incredible konteks wat hy hier gee. Hy sê, wanneer ek bly wees en verheug, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Dit gaan nie net oor die bruid per se nie, dit gaan oor die gereedmaak van die bruid. En die storie van die 10 maagde in Matteus 25 is eintlik 'n goeie vergelyking om te trek, want Jesus praat en dan sê hy, ek wil vir jou verduidelik waaroor die koninkryk van die hemele gaan. Ek wil vir jou verduidelik die woning van die bruid wat nodig is. Ek wil met jou praat oor die plek wat voorberei word. Daar's 10 maagde, 5 het olie en is gereed, want hulle weet nie wanneer die bruidegom terugkom nie. En 5 het nie olie by hulle nie, en is nie gereed vir enige tyd nie. Hulle weet ook nie wanneer die bruidegom terugkom nie, al wat hulle weet is hy kom. En dan gaan die storie, ons ken dit goed, dan gaan die storie aan, en dan sê Jesus vir hulle, en dit het laat geword, en hy het lank gevat, en hulle het vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag kom daar 'n geroep wat sê, die bruidegom is hier. Die bruidegom is hier. En die 5 wat die olie het, staan op gereed en sê, ons sit die lamp aan, ons oog is reg om hom te sien, ons is gereed om die goed raak te sien, sodat my lewe kan verander. Ek is gereed om te reageer op die uitnodiging van die bruilof, ek is gereed om in te tree in hierdie ding, en dan die 5 wat nie gereed was nie, moes gaan olie koop. En dan, as die bruidegom daar aankom en hy sien, hier's net 5 gereed, dan gaan hy in en dan sê die Bybel, en hy sluit die deur. En is asof Jesus vir jou en my attent wil maak, al 10 was gekies vir die bruilof. Al 10 was gekies om deel te wees van hierdie oomblik, maar wanneer die bruidegom gaan terugkom, en jy is nie gereed nie, as jy 'n bruid sonder 'n bruidegom. Staan jy buite. En skielik raak dit 'n scary prentjie. Skielik raak die bruid van Christus, wat so 'n mooi prentjie en so lekker prentjie is
sensitiewe gesprek. Want die vraag is nie net, het jy ja gesê vir die bruidegom nie, die vraag is, het jy voorberei vir die bruidegom? Dis die vraag. En ek wonder, of Jesus nie hierdie uitdrukking vir jou en my gee. Baie sal sê, Here, Here, en ek gaan sê, ek ken jou nie. Want jy het ja gesê vir die bruidegom en gedink jy's reg, maar jy het nie voorberei nie. En waar staan jy? Waar staan jy binne in hierdie prentjie? Het jy ja gesê en het jy ja gesê vir die voorbereiding? Hier's die goeie deel van die voorbereiding nou. Hier's die amazing deel wat hy vir jou en my gee. Wanneer hy praat in Openbaring 19, dan sê hy, hierso is die voorbereiding van die bruid. Dis nie iets wat sy self hoef uit te figure nie. Dis nie iets wat ek nie self hoef te vind nie. Elke deel van die voorbereiding volgens Openbaring 19 sê, dit word aan haar gegee. Dit word aan haar gegee. Dit word aan jou en my gegee. En dan gebruik hy twee konsepte. Hy sê, dis nie net iets wat ons ontdek nie. Hy gebruik reinheid en regverdige dade. Hy sê, rein en blink fyn linne. En hy gee hierdie konsepte as reinheid en die goeie en regverdige dade van die bruid, van die regverdiges. En nou vra jy jouself dalk, maar wat is regverdige dade? Wat sluit dit dan in? As ek dan ja sê vir die bruidegom en hy sê in die konteks van my voorbereiding gee hy vir my regverdige dade. Hy gee vir my die blink fyn linne en dan sê hy dit is gelyk aan die regverdige dade. Dit is gelykstaande aan die optrede. Dis hoe jy gaan voorberei. Regverdige dade in my prentjie en my verstaan van dit. En wanneer jy kommentare gaan lees oor daai verduideliking van daai skrif, dan is daar 3 begrippe wat vir my uitstaan. Eerstens etiese dade. Dit is om te weet wat die goeie werke is wat hy vir my bestem en getrou te wees aan dit. Dis om te weet wat hy oor my lewe bestem en waarvoor hy gemaak het en ek wat getrou is aan dit selfs wanneer niemand dit sien nie. Selfs wanneer niemand met my te doen het nie. Dis persoonlike integriteit. Dis om getrou te wees aan wie hy my gemaak het om te wees. Dis om getrou te wees aan die ontdekking van ek behoort aan die bruidegom. En as bruid is daar 'n verantwoordelikheid en ek is integriteitsvol tot die prentjie van die bruid. Derdens, dis morele dapperheid om nee te sê vir die wellus van die wêreld en die verleiding van die wêreld, want hy gaan nie ophou om jou te probeer verlei nie. En is 'n morele dapperheid om nou op te staan en te sê, okay, as bruid van Christus is dit nie net 'n ja-oomblik vir my nie, daar's 'n voorbereiding wat moet gebeur. En Efesiërs 5 kom verduidelik vir ons nog 'n deel van dit wat die bruidegom namens ons kom doen om ons voor te berei. Hy kom in Efesiërs 5 vers 25, hy sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Ek spot altyd met 'n bruidegom wanneer ek mense trou, en ons is op die troudag, dan lees ek vir hulle hierdie vers, dan sê ek, sien jy daai? Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Met ander woorde, man, jy dink is jou troudag, dis eintlik jou begrafnis. Jy lê jou lewe neer soos wat Christus sy lewe neergelê het vir die kerk. En dan gaan hy aan, hy sê dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Dis so kosbare vers, die bruidegom wat kom en sy lewe vir jou en my aflê. Die bruidegom wat kom en sy lewe vir ons neerlê, sodat ons aan hom toegewy kan wees. En nou sê hy, hier's die manier hoe hy dit doen, deur reinheid. Iemand het eendag so mooi gesê, Christ died to make us holy, not just happy. Christ died to make us holy, not just happy. Hy doen dit deur ons te reinig met sy woord, sê Efesiërs 5. Nou moenie hierdie mis nie. Johannes 15 vers 3 praat Jesus met die disippels. En hy sê vir hulle die volgende, julle is reeds rein deur die woorde wat ek met julle gespreek het. Julle is reeds, dis Johannes 15. Julle is reeds rein deur die woorde wat ek met julle gespreek het. En dan gaan hy aan. Hy praat mos nou oor die wingerd en die lote, die wynstok en die lote. En nou sê hy die volgende begrip uit dit uit. Julle is reeds rein deur die woorde wat ek met julle gespreek het te ontvang
so bly nou in my. Efesiërs 5 sê, hy reinig ons deur die woord. En hier's die begrip wat hy sê. Hy sê die enigste manier hoe jy toegang het om te vertoef in die heiligdom, om te kan bly by die bruidegom, is die reinheid wat deur die woord kom. Genade maak dat jy kan naderkom, reinheid is die enigste manier hoe jy kan bly. Genade maak dat ek en jy kan naderkom, reinheid is die enigste manier hoe jy kan bly. My woorde maak jou rein, bly nou in my. Sonder dit is daar nie toegang tot die bruidegom nie. En nou sê hy 'n kritiese ding uit Efesiërs 5 uit. Hy sê, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Jy sien, hy sê vir jou en my, Jesus kom nie terug vir 'n verslae bruid nie. Hy kom nie terug vir 'n bruid wat se kop onderste bo hang nie. Hy kom nie terug vir 'n bruid wat sê, "Sjoe, ek het nou dit gesaffer en ek het dit deurgemaak, en my rok is geskeur, maar hier is ek is betyds, ek het my olie en alles nie." Hy sê nee, dis nie hoe hierdie ding werk nie. Hierdie uitnodiging vir die bruilof is net op een plek waar jy kan inkom vir intimiteit. Dis as jy rein is en sonder vlek en sonder rimpel en sonder iets dergeliks is. Daar is nie 'n variasie van die bruid nie. Worship team, julle kan my join nie voor. Daar is nie 'n variasie op hierdie gesprek nie. Daar is nie 'n ander beeld waarvoor hy terugkom nie. Hy kom net terug vir 'n rein bruid en heilig. Hy kom nie terug vir een wat sê, ek en jy kom deur alles en sê, Here, ek het dit net gemaak, maar ek is hier nie. Hy sê, wanneer ek en jy ja sê vir hierdie bruilof, wanneer ons onsself gereed maak, beter ons verstaan, wanneer ons te doen het met hom, is dit 'n reinheid wat hy van my vra, en is 'n heiligheid wat hy vir my bestem, en alles omtrent my word belyn met die prentjie en die integriteit van dit wat die bruidegom oor my kom spreek het. En wanneer ek intree in hierdie prentjie in, en ek begin dit verstaan, hy is die heilige een. Het jy geweet, dis hoekom ons wit rokke dra by 'n bruilof? Efesiërs 5. Want hy het my kom rein maak. Hy het alles kom gee, sodat ek met reinheid by hierdie plek kan afloop. Ja, ek besef, moderne tyd het ons nou variasies, en ons ander kleurrokke deesdae, maar dit is eintlik veronderstel om wit te wees. Ek is die bruid van Christus, nie net my man nie. Want elke keer wanneer hy praat oor die huwelik in 'n menslike term, dan sê hy, bruid, wees aan jou man onderdanig, soos wat jy aan die Here onderdanig is. Jy trou nie net met 'n man nie, jy trou met die Here. Man, wees die hoof van jou vrou, soos wat Christus die hoof van die kerk is. Jy is nie net 'n man vir jou vrou nie, jy is die uitbeelding van Christus. Daar's 'n onus op die huwelik. As jy op pad is om te trou, as jy in hierdie plek sit, is jy nog nie getroud nie. Ou mense het altyd gesê, trou is nie perde koop nie. Ek het dit nooit verstaan nie. Ek verstaan dit, ek dink vandag nog nie. Maar een ding weet ek, trou is nie 'n ligsinnige oomblik nie. Trou is nie net 'n party nie. Trou is nie net ek is opgewonde vir wie jy is nie. Trou sê ek verbind my aan jou tot in ewigheid. Totdat die dood ons skei. Vir so lank as ons lewe. En wanneer die bruidegom praat uit sy perspektief uit, dan sê hy, ek het klaar gesterf en ek sterf nooit weer nie. Daar is nie 'n einde aan hierdie verbond nie. Dis tot in ewigheid. En dan kom een van die laaste uitdrukkings van die hele Bybel. Een van die laaste gesprekke wat gevoer word in die hele Bybel, Openbaring 22 vers 17. En die Gees en die bruid sê, kom. Die Gees en die bruid sê, kom. Die Gees en die bruid sê, kom. En dan gaan hy aan, en hy sê, en laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Ons is die bruid. En ons moet nou voorberei vir die bruilof. Dis jou en my verantwoordelikheid. Buite die prentjie is jy nie ingesluit by die bruilof nie.
Jy is dalk een van die maagde, gereed, of ek is hier, ten minste, ek het gereageer op die uitnodiging, maar ek is nie gereed nie. En ek hoop jy hoor vanoggend iets van 'n verantwoordelikheid wat ons as liggaam en ons as bruid het in hierdie prentjie. Ek hoop jy hoor vanoggend 'n oornis wat die bruidegom op jou en my sit. Ek gaan 'n plek voorberei en ek kom terug sodat jy by my kan wees. As jy nie lyk soos die prentjie wat ek bestem het nie, pas jy nie daarin nie. Dit help nie. Ek en jy gaan net deur hierdie lewe en ons try dit net op ons eie uitfigure en ons gaan net aan met die dinge wat ons mee aangaan en ons is tevrede waar ons tekort skiet nie. Daar moet 'n dringendheid in ons wees. Here, ek is deel van u bruid. Help my dat ek kan voorberei met dit wat u vir my gegee het om mee voor te berei. Geef vir my die linne, die rein linne. Geef vir my die fyn linne wat die regverdige dade is. Wat belyn met dit wat u oor my lewe sê. Wat ooreenstem met dit wat u van my verwag. Help my dat ek nie ligsinnig is oor hierdie ding nie. Help my dat ek nie opdaag vir die bruilof en daar's nie 'n bruidegom nie. En wanneer ek en jy gereed is, dan moet jou en my uitroep die heeltyd wees. Kom, Here, ek is reg. Ek is rein. Ek is belyn met u woord. Ek is gereed vir die bruilof. Kom. En weet jy wat sê hy? Ek love hierdie skrif. Die Gees en die bruid. Dis die Heilige Gees wat begin roep in jou en my. Jy's reg. Nooi hom. Jy's gereed. Nooi hom. Jy's voorbereid. Nooi hom. Kom. Kom Jesus. Kom. En ek dink daar's iets van 'n ding wat ek en jy mis. Om eintlik konstant te sê kom. Kom. Ons wag vir die Here. Maar daar's 'n uitnodiging wat in ons harte moet lê. Kom. Jesus. Kom. Ek wil jou vra om vir 'n oomblik net jou oë te sluit waar jy is. Hierdie skrif praat nie net oor 'n bruid nie, hy praat oor iemand wat dors het. As jy vandag hierdie boodskap hoor en jy het 'n dors in jou, wil ek jou nooi, kom. Kom drink van die water wat lewe gee. Kom drink van die water wat lewe gee, verniet. En ongelukkig moet ek dit vir jou moeilik maak vanoggend. Want hierdie is nie 'n ligsinnige prentjie nie. As jy vanoggend in hierdie plek is en jy sê, Here, ek het dors. Here, ek het lewe nodig. Ek het hierdie voorbereiding nodig. Ek wil sê, Here, kom. Wil ek jou nooi om hier voor te kom staan wanneer die worship team ons gaan begelei. Ek wil jou nooi om te reageer op 'n uitnodiging wat die bruidegom eers te maak na jou toe. Jy is my bruid. Ek kies jou. En dan 'n reaksie wat jy net sê, kom. En ek wil net 'n oomblik vat om eers te bid vir jou en my as die bruid. En dan gaan die worship team ons fasiliteer. En ek wil jou nooi, moenie wag vir 'n volgende uitnodiging nie. Moenie wag vir 'n volgende geleentheid nie. Die bruidegom is op pad. Die bruilof is klaar geskeduleer. Is jy gereed? Here, dankie dat ons kan kom as die bruid. Uitverkore, gekies deur die bruidegom. Dankie dat ons kan kom, Here, met 'n uitnodiging wat U reeds bestem het en reeds vasgemaak het in ons. Dankie, Here, dat U 'n onverbreekbare trou het, waarmee U ons kom verbind aan U. Dankie dat ons kan reageer, Here, vandag, nie met 'n effort om die bruid te wees nie, nie 'n poging om dit te probeer regkry nie, maar reageer op 'n uitnodiging wat U klaar in my kom losmaak het. Reageer
op 'n verbintenis wat U klaar kom doen het. En Here, help ons vandag om in daai verbintenis die regte voorbereiding te doen, sodat ons met vrymoedigheid kan sê, kom. Kom Jesus, kom. Is ons gebed vanoggend in U naam alleen, Here. Amen en amen.